Vriende, baie welkom by vanoggend stil word en kragput. Ek hoop dat jy werklik waar so hier in hierdie lydingstyd die Here se nabyheid beleef en dat jy daardeur versterk word. Ons vandag as ons op die temas van woestyne en woestynreise is en by 'n plek kom waar ons dink oor ons dors, ons smagting, ons hinkering, wat is dit waarna ons smag? En in Johannes 4, die bekende en aangrypende gedeelte van die vrou by die put, dan sien ons eintlik hoe daar wonderlike gebeure hier afspeel en absoluut 'n wonderlike teks vir die kerk, vir my en vir jou as gelowiges. Ek lees saam met jou gedeelte uit Johannes 4 en ons lees vanaf vers 7. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop en die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Jode en Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep, waar gaan jy hierdie lewende water kry? Jy is toch nie meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. In vers 15, die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier toe kom water haal nie. En jy kan iets daarvan van haar dors hoor. Here, gee my van hierdie water, sodat ek nooit weer hierheen hoef te kom, om hier te kom water haal nie. En ons sal môre ook kyk wat verder in hierdie verhaal gebeur. Maar aangrypend hoe die Here vir haar 'n spasie skep. Hoe die Here vir haar hierdie uitnodiging rig. Hierdie water wat ek vir jou gee, sal vir jou dors vir ewig les. Haar dors lê dieper as die water wat sy nodig het om te gaan haal, maar dat sy vir so lank al deur haar mense in die dorp waarin sy woon, uitgestoot is. Soveel so dat sy teen die aand, wanneer die put stil is, kom water haal waar niemand haar kan, omdat sy nie in kontak mag kom met ander mense nie. Skep die Here vir haar 'n spasie. En hy hou vir haar hierdie ruimte en 'n ongelooflike interaksie wat hier plaasvind. Wat is jou dors? Hoe lyk die dors waarna jy hinker? En as die Here vir my en vir jou lewende water aanbied, neem ons dit. Of wat maak ons daarmee? Wys ons dit van die hand, of gryp ons dit aan? Neem ons dit, is uit 'n God ontmoeting met die lewende Here en dat haar lewe heeltemal verander. Mag dit wees dat die Here sy lewende water ook die keuse is wat ons uitoefen, sê Here, gee ons van hierdie lewende water. Wonderlike Here, dankie dat U ons verkoop en ons dors kom les. My bede is dat U ons sal volmaak van U lewende water en dit fonteine sal wees wat in ons binneste stroom. Mag dit so wees. Amen. Seën vir jou ook. Mooi bly.